Ek het nie veel om te sê nie. Wat ek wil net 'n bietjie daar kommentaar leer oor goed wat gister vir my gesê is. Oor ek met my Bybel gaan lees en so aan, en al net wat ek vir die mense daar buite kan sê is Matteus 6, 15 en 16 sê ons moet ander vergewe. Wanneer ek nie iemand anders kan vergewe nie, sal die Here myself ook nie kan vergewe nie. Dit is moeilik, ek weet ek gaan baie kommentaar kry oor wat ek sê. Ek gaan baie negatiewe kommentaar kry seker oor wat ek sê. Maar is jy vir iemand kwaad of is iemand vir jou kwaad of wat is wat jy nou wil sê oor dit? Nee, ek is nie ek het van tevore gesê ek judge nie. Ek sal nie iemand oordeel oor vir wat hulle gedoen het of so nie, want ek ken die omstandighede nie. Maar mense het jou nou vandag geoordeel en hoe Mense het my geoordeel. Mense kan oordeel. Op die einde van die dag, mense oordeel my in 'n wêreldse sin. Of hulle oordeel my op die aarde, kan ek maar sê. So is jy nie jammer vir wat jy op aarde gedoen het nie? Maak dit nou nie saak nie. Ek probeer nou net verstaan en jy het vroeër gesê jy wil jammer sê vir van die meisies. Geld dit nog of het dit nou verander? Kom ek gaan vir jou so sê, vir my om hierso te staan en vir almal nou te sê jammer. Is nie vir my is nou moeilik om te sê want dit gaan nou verkeerd uitkom, maar dit is nie vir my dit gaan nie dan so opreg wees nie, verstaan? Dit gaan nou soos wat wees wat hulle daar vir my sê, ek is hierdie as jy dit nou opreg kan sê, hoe sal jy dit sê? As jy dit nou opreg kan sê, hoe wil jy dit doen? Kom ek gaan vir jou so sê. Ek is 'n moeilike persoon. Ek is 'n moeilike persoon in die sin van ek wys nie emosie nie. Ek huil. Ek hou my vrou. Anders wys ek nie maklik emosie nie. En mense, ek weet nie, dalk interpreteer dit. Maar jy beantwoord nou nie my vraag nie. Ek wil net weet, wil jy jammer sê vir enige iemand, want jy praat nou weer oor jouself. Ek wil net weet, as jy iets kan sê vir enige van hierdie meisies of hulle familie of wat ook al, wil jy nog vir hulle jammer sê? Want jy het glo vroeër gesê jy wil 'n audience met hulle hê. Is dit nog die geval? Ek sal nog steeds vir hulle wil jammer sê, ja. Daar's baie mense. Daar's familie, daar's vriende, daar's my vrou, daar's baie ander. Maar soos ek sê, dit gaan klaar nou nie reg uitkom nie, want hulle gaan nou klaar sê, jy weet, there's no remorse, want jy didn't show any remorse. Maar het jy remorse? Sê net vir ons reg uit ja, nee en hoekom, jy weet, soos dat, want die mense wil weet. Nie een van julle was in myself, die aand wat ek op my knie voor die Here gehuil het nie. Die aand wat ek vir die Here gesê het, ek is jammer. Die aand wat ek vir die Here gevra het om my te vergewe. Julle was nie daar nie. Niemand was daar nie, net ek. Ek en die Here. Dit vat baie aan my. Dit vat baie aan my. Maar ek weet, die Here het my vergewe. Ek weet die Here het my vergewe. En voor die Here staan ek skoon. Mense kan my oordeel, maar 'n mens kan my nie doodmaak nie. Die Here is enigste wat my siel kan wegvat. En soos ek sê, dit mag dalk nie reg uitkom nie, dit mag nie mooi snaaks klink of wat ook al, maar ek weet, die dag dat ek voor die Here staan, ek het baie om verantwoording te doen. Maar een ding moet ek weet, sy het my vergewe. Anything that you would just like to repeat, like the most important things that you've said, maybe just repeat that for soundbite purposes. Yeah, like I said, nobody was there. The hours that I've spent crying before the Lord, asking him why, asking him to forgive me. Ek gaan nie baie Engels praat nie. So ek vir julle moet sê, die aand wat ek bid vir hierdie meisiekinders, wat ek vir die Here vra om hulle te help, dat hulle nie die pad stap wat ek gestap het nie. Dat hulle
hierdie agter hulle kan sit. Want dit is 'n bose kringloop. Dit is 'n bose kringloop. Daar is 'n brief gelees waarin nog gepraat is wat u self sê van die innerlike stryd wat u het. Hoekom dink jy dat u so ver gedryf om hierdie dinge met hierdie meisies te doen? Kan u vir ons 'n bietjie lig werp? Hoekom het dit gebeur met hulle? Hoekom het u hulle gekies? Ekskuus ek smaal. Waarvan my boek? Wie en waar het ek wil my wat ek kry gaan word. Wag, ek verstaan nou nie jou vraag 100% nie. Hoekom het jy die meisies gekies wat jy gekies? Want dit is wat almal wil weet. En Hoekom spesifiek daai en spesifiek daai en spesifiek daai en opportunisties? Wat is jou gunsteling look? Soos waarvoor het jy gesoek in 'n meisie? Ek gaan nie regtig vir jou sê daar's 'n gunsteling look nie. Dit kan ek nie vir jou sê nie. Ek kan nie vir jou sê daai is preference of daai is preference of wat nie. Ekskuus mense, daar is dinge wat uitgekom het met vorige beraders en mense wat ek gesien het wat vir my 'n groot eye-opener was. Wat vir my 'n groot eye-opener was en waaraan ek gewerk het, wat ek baie met die Here gepraat het oor. Ek weet die Here het my vergewe. Het daar iets met u gebeur toe jy 'n kind was? Of hoekom dink u het u die geneigtheid? Of hoekom was hierdie verskriklike goed in jou kop gewees? Waar kom dit vandaan? Wag vir my boek. Maar u kan maar vir ons nou sê, want ons is nou nuuskierig. Miskien 'n preview van die boek. Maybe just tell us why, is it something that happened? I can never remember being molested. When I saw a psychiatrist a couple of years ago, I asked him to put me on a hypnosis or whatever and see if there's anything. It never happened. He deemed it not necessary. But there was things that happened at an early age that has, I don't want to say deteriorated, but dit het gesneeuwbal. Okay. Ja. Dan wil ek net vir u vra oor Louise de Waal. Hoekom by jou verbrand het? Was dit iets wat jy van die begin af besluit het of het dit net so gesneeuwbal? Louise de Waal kan ek nie vir jou sê nie. Ek kan nie sê dit was impulsief geweest nie. Dit was premeditated. In die sin, ek het nie iemand gaan soek om dood te maak nie, maar dit was nie impulsief geweest nie. Ja, maar op watter punt het jy nou besluit ek moet haar verbrand? Op 'n punt dat ek nie geweet wat om die lijk te doen nie. Het jy haar doodgemaak en toe besluit jy wil haar verbrand? Het jy die twee nie saamgeloop nie? Jy kan sê dit het half saamgeloop. Wat? Dit het by my opgekom dat ek gaan met 'n liggaam sit en ek moet iets met die liggaam gaan doen. Ek wil nie baie daaroor praat nie asseblief. Dit is soos ek sê, dit is iets wat ek agter my wil sit en is iets wat ek, maar ja, ek het ja, nee, kom ons los dit daar. Kom ons los dit daar. My English at this stage, I used to be quite fluent, but at this stage not too bad. Wat ek weet jy wat ek kan vra? Dis moeilik. Ek weet die mense gaan baie aanmerkings daaroor hê. Ek het al reeds baie aanmerkings gekry oor my Bybel wat saam met my is en baie ander dinge. Kom ek sê so, dis nie iets wat ek kan vra nie. Dis dalk 'n waarskuwing wat ek wil uitgee. En ek praat met myself. Ware Christendom is 'n baie moeilike pad. Baie. Ja, ek gaan baie kommentaar kry daaroor oor wat ek sê, want daar's baie oë wat na my toe kyk en sê, maar hoe kan jy dit sê uit wat jy gedoen het? Soos ek van tevore gesê het, dit maak jou nie 'n Christen om kerk toe gaan nie.
iets wat ek net kan sê is Matteus 6, soos ek gesê het, 6 vers 15 en 16 sê. En wat my geruk het. Want daar was mense in my lewe wat ek nie vergewe het nie. Vers 16 sê, maar Here, as ek nie daai persoon kan vergewe nie, moenie my sondes vergewe nie. En Matteus 7 vers 1 sê, moenie oordeel nie, want die oordeel waarmee jy iemand anders oordeel, gaan jy self oordeel word. Ja, dis maklik vir my om te sê in die kant wat ek sit, maar ek wil hê die mens moet daaraan gedink. Ek wil hê die mens moet daaraan gedink.